I am, King of angels, Son of man, voice of many waters, song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Pride of Zion, prophet spoke, our Messiah, flesh and bone. You alone are worthy to open up the scroll. Like a lamb you suffered, but the lion has arose. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. On. Okay, daar sê. Ja, moet ek weer sê môre. Nee, baie welkom. Mag die Here ook by ons wees elke dag en mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur Jesus ons verlosser. Kom ons is nie net saam om na die woord te luister en om saam te bid nie, maar ons is ook vanoggend saam om die Here te loof. En dit is so wonderlik dat ons hierdie wonderlike mense met hulle gawes het. So kom ons loof die Here. Kom ons staan. Though the tears may fall, my song will rise to you. Though my heart may fail, my song will rise to you. While there's breath in my lungs, I will praise you, Lord. In the dead of night, I lift my eyes to you.
Though the waters rise, I lift my eyes, I lift my eyes to you. While there's hope in this heart, I will praise you, Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. When I cannot see you with my eyes, let faith arise to you. When I cannot feel your hand in mine, let faith arise to you. God of mercy and love, and I will praise you, Lord. I shine with glory, Lord of light, I feel alive with you. In your presence now I come alive, I am alive with you. There is strength when I say, and I will praise you, Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. Sorrow comes my way, you are the shield around me, always you remain my courage in the fight. I hear you call my name, Jesus, I am coming, walking on the waves, reaching for your light. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam? Stel die grense van die oseaan. En wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is U gelyke, onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Onvergelykbare God. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam? Stel die grense van die oseaan. Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God.
gelyke, vergelykbare God. Hoe groot is U, my God, vergelykbare God. Toch sit ons hier op die beskuldigingsbank, Skepper van die heelal onder kruis verhoor. Maar as ek nadink oor die grootheid Heer, dan staan my wysheid dom voor U, onvergelykbare God. Hoe groot is U, my God. Wie is die gelyke, onvergelykbare God. Hoe groot is U, my God. Wie is die gelyke, onvergelykbare God. Hoe groot is U, my God. Onvergelykbare God. Voor my net soos U wil, kom reinig my in die vuurwind van U heiligheid. Kom voor my net soos U wil, want ek wil gereed wees as Jesus kom. En ek wil gereed wees vir die een wat kom. En ek wil gereed wees vir die bruidegom. En ek wil gereed wees as hy my kom haal. En ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Kom voor my net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwoord van die heiligheid. Kom voor my net soos U wil, want ek wil gereed wees as Jesus kom. En ek wil gereed wees vir sy koninkryk. En ek wil gereed wees as hy my wil verbreid. En ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwoord van die heiligheid. Kom voor my net soos U wil, want ek wil gereed wees as Jesus kom. Al sou die vrye boom nie pot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes versug, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n wolk op hoë plekke laat hy my
einde wees nie. Al sou die jou lyf oes misluk, en die lande geen oes meer nie. Sou dat die knyfie en die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vader boom, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Hy maak my voete soos die vader boom, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dankie. Baie dankie van die mense van die band. Julle doen wonderlike begeleiding. Raak ons harte op plekke wat ons nie geweet het ons het plekke nie. Vriende, ek hoor die temas kom nou in tasse hierso aan by die kerk. So vanoggend se tema, as ek die tas kan oopmaak, want ons is in lydenstyd, gaan maar oor die kruis. Dis lydenstyd, ons is op pad na Paasfees, en vanoggend gaan ons weer dink oor die kruis van Jesus, maar daarmee saam gaan ons ook dink, wil ek amper sê, aan ons klein kruisies. Ons kan nie die kruis van Jesus dra nie. Daar is niemand wat ooit die sonde van die hele wêreld kon dra nie, maar as ons Jesus bely, dra ons ook, al is dit kleiner kruisies, saam met hom. So ons gaan vanoggend dan ook lees wat die Bybel vir ons daaroor sê, 1 Petrus 4, daarvan vers 12 af, maar voordat ons lees, kom ons bid net eers. Ja, Here, hier is ons klompie vanoggend weer by mekaar, en ons is hier omdat U ons eerste lief gehad het, en ons daarom ook vir U lief het. En daarom bid ons dat U ons nog stywer aan mekaar sal vasbind deur U liefde, maar dat U vir ons ook nog stywer aan U sal bind. Here, hierdie tyd van die jaar, op pad na Paasfees, herinner ons onsself weer aan hoe swaar U moes ly. En Here, uiteindelik dat U moes sterf. En dit slegs omdat U vir elkeen van ons wat hier sit, groot mense en kinders, tot die dood lief het. As ons dan saam met die Bybel gaan lees en daaroor dink, kom vat ons elkeen se hand, Here, en praat met ons deur die Bybel en deur U Gees wat in elkeen van ons woon. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Kom ons lees saam, is uit die nuutste vertaling, die 2020 vertaling, 1 Petrus 4, vanaf vers 12. Geliefdes, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing oor julle kom, asof iets vreemds met julle gebeur nie. Wees eerder bly, na mate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig sal kan jubel. As julle ter wille van Christus se naam beledig word, gelukkig is julle, omdat die Gees van heerlikheid, dit is die Gees van God, op julle rus. Niemand van julle moet immers as moordenaar of dief, of kwaaddoener of bemoeisieke ly nie. As iemand egter ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik op grond van hierdie naam. Dit is immers tyd dat die oordeel begin en wel by die huishouding van God. As dit by ons begin, wat sal dan die uiteinde wees van hulle wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Vers 18, want as die regverdige beswaarlik verlos word, wat sal van die goddelose en die sondaar word? Dus moet ook hulle wat in ooreenstemming met die wil van God ly,
hulle lewe aan die getroue Skepper toevertrou deur te doen wat goed is. Dis die woord van die Here. Ek lees van 'n seentjie wat op 'n dag, hy was nog maar in die laerskool gewees, kom hy by die huis en hy sê toe vir sy ma, maar hy wil graag begin boks by die skool. En sy ma sê, jong, is jy seker jy wil gaan boks? Ja, nee, hy seker. Hy sê die meneer het vir hulle verduidelik van wat dit is. Daar sulke mooi toue op die verhoog gespan, sê hy, en die meneer het hierdie mooi rooi bokshandskoene vir hom gewys. En hy sê daar sulke lekker sakke wat daar so hang wat hulle mee. Sy sê nee, maar goed, as jy dan wil, dan is dit reg. Die volgende middag is hy toe na sy eerste boksoefening toe. En nie lankie of hy kom terug by die huis, huil. Sy ma sê, wat is dit? Hy sê, maar hulle slaan my dan. Nou, hy het nie geweet, as jy wil boks, moet jy ook weet, jy gaan geslaan word. Nou, miskien vriende, is dit sommer 'n simpel voorbeeld, maar iets daarvan is waar as Paulus vir die Christene, nie Paulus, nie Petrus vir die Christene in Klein-Asië, dis waar vandag se Turkye min of meer is, as hy met hulle praat. Die meeste van hulle is nie Jode gewees nie, hulle was heidene in Bybelse terme, en hulle tot bekering gekom as 'n klein groepie mense tussen 'n groot klomp heidenheid, hulle is die minderheid daarso. En nou ervaar hulle, dis nie maklik om tussen hierdie mense wat vroeër hulle vriende is of was, nog steeds miskien hulle vriende, maar om tussen hulle Christen te wees nie. Hulle is in die minderheid. Baie van hulle vriende draai teen hulle, word eenkant geskuif. En dit was selfs so gewees dat as daar iets verkeerd gegaan het in die gemeenskap, dan het hulle altyd gesê dis die Christene, dis hulle skuld. Om 'n Christen te wees was nie 'n eretitel as jy genoem word 'n Christen nie, is eintlik iets soos 'n skeldnaam, iets soos wat ons vandag sal sê jou vark of jou skelm of jou bedrieger. En vir Christene was dit so gewees, vir hulle daar in Klein-Asië. En daarom skryf Petrus vir hulle dan die woorde, as hy vir hulle sê, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Ons het nou net gesing nee, van die vuuroond. Dis nie iets vreemd wat met julle gebeur nie. Dis amper soos die seentjie wat sy ma vir hom moes gesê het, maar dit gebeur met jou as jy wil gaan boks. As jy 'n Christen wil wees, vriende, dan moet ons ook weet dat lyding en swaar kry ook deel van ons pad is. En dis vir niemand lekker nie, maar as ons vir Jesus vervolg, moet ons besef dat ons in die span is waarvan Jesus die koning of die kaptein is van die span, en ons is deel van daai span. En dit gaan ook beteken dat ons soms ons kruisies op 'n manier moet kan dra. Jesus self praat verder daarvan, as hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis dra en my volg, want wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Petrus praat ook in die brief, noem hy ook dat ons as gelowiges is soos bywoners. Nou ons vandagse mense weet nie eintlik wat 'n bywoner is nie, maar in die ouer dae of lank terug was 'n bywoner iemand wat maar op 'n plaas gebly het. Dit was nie sy plaas nie, hy het eintlik maar net daar gewerk, het eintlik maar net kos en huisvesting gekry. Hy hoort eintlik nie daar nie, is nie syne nie. Maar dit is wat bywoner in die koninkryk ook beteken. Of vreemdelinge. Ons pas eintlik nie heeltemal in hierdie wêreld in, as ons dink alles moet maklik en seepglad verloop. Dit sal net eko wees wanneer Jesus weer kom wat ons sal inpas. Petrus wil net seker maak, hy skryf vir die mense daarso wat swaar kry omdat hulle Christene is eenkant geskuif word. Hy skryf vir hulle moenie moed verloor nie, maar hy sê hy wil net seker maak dat hulle hom reg verstaan. Hulle moet hom nie verkeerd verstaan nie. Hulle moet nie dink as hulle verkeerd lewe en hulle word daardeur nou veroordeel of hulle moet moeite verdra dan nie, dan het dit niks te doen met die lyding van Christus nie. Ons kan ook nie sê dat as ek nou in die tronk beland omdat ek die wet oortree het, of as ek 'n verkeersboete kry
Dat ek nou moet sê, ja jong, dit is maar swaar om 'n Christen te wees, en kyk, hier kry ek nou 'n verkeersboete ook nie. Dit is nie wat Petrus bedoel as hy dit sê nie. Dit help ook nie as jy 'n Christen is, en jy beland in die tronk om nou halleluja liedere uit die tronk te sing ook nie. Ons kan nie dit vergelyk. Dit is nie dit wat Petrus bedoel ek. Dit is ook nie wanneer ons swaar kry, as ons siek word, of as ons deur moeilike finansiële tye gaan, daai tipe swaar kry, praat die Bybel ook van, soos in Psalm 23. Al gaan ek ook deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Maar hierdie swaar kry wat Petrus hiervan praat, gaan daaroor wat hy wil sê is, as jy jou geloof uitlewe, as jy onbeskaamd die Here dien, dan is dit ook so dat jy nie verbaas moet wees wanneer jy weerstand gaan kry, wanneer dit jou 'n kruisie is wat jy ook moet dra, ook in die samelewing, by die werk, om die braaivleisvuur, as jy sake doen, of wat ook al. Mense kan vra, maar hoekom is dit so? Hoekom moet dit dan nou vir Christene by geleentheid swaar wees, moeilik wees, om jou geloof ook uit te leef? En daaroor sê Petrus in 1 Petrus, dat dit is om ons naby aan Jesus te hou. Ek onthou, baie jare terug, ek was ook nog in die laerskool gewees, ek het op Franshoek groot geword, in Junie maande, my pa was 'n vrugte-inspekteur, so in Desember was hy altyd besig, Junie maande het ons gaan vakansie hou by Hermanus, huis gehuur, my pa was 'n groot hengelaar gewees, maar voor die vakansie het hy altyd sommer by loodgieters en by afvalhope ou stukke lood gekry, pype, daai tyd was nog loodpype gewees, ook vuil, die pype was vuil en was stikkend gewees, en dan het my pa so 'n prima stoofie gehad, en het hy die lood daarin warm gemaak, en dan het hy die vormpies, julle weet nog wat hengelaars hier is, en dan gooi hy vir hom, en dan as hy daai lood so omdop op die garage vloer, dan blink dit. Dit was my altyd so wonderlik gewees, om hierdie blink sinkers te sien, wat kom eintlik van hierdie ou vuil loodstukke wat daar gelê het. En so sê, gebruik Petrus ook die beeld van goud. Hy sê goud moet warm gemaak word, om te kan blink, om mooi te wees. En daarom is dit ook een van die dinge, hoekom dit op ons lewenspad soms kom, as ons geloof uitleef, is om ons sterker te maak, om ons fikser te maak as gelowiges, om ons blinker te maak, wil ek amper sê. Paulus gebruik ook die beeld, as ons nog net maar daaroor uitkom ook, maar dit is soos 'n atleet, wat elke dag moet oefen, terwyl ander mense langs die see lê, of by die swembad lê, maar hoe fikser jy word, hoe beter is dit ook, en kan jy die stryd, of kan jy ook die wedloop, tot op die einde hardloop, en die vrede wat God dan vir ons gee, as ons dit ook dan doen. Miskien is dit so, dat julle dink, ja, miskien was dit nou vir daai eerste Christene, waarvan Petrus hier praat, in Klein-Asië, vir hulle was dit dalk moeilik geweest, is dan seker nie vandag meer so nie. Nou dit is so, dit was baie swaar vir daai eerste Christene in hulle tyd gewees. Ons lees dat van die 12 disippels van Jesus, was dit net Johannes, wat 'n natuurlike dood gesterf het. Hy is van ouderdom dood. Die ander is almal onnatuurlik dood. Ek wil nie eers in die hele lys herhaal nie, maar Petrus, dit staan nog nie in die Bybel nie, of die is van die goed uit in die Bybel, maar baie is nou maar volgens oorlewering, maar Petrus is gekruisig in Rome. Hy het ook na bewering het hulle gesê, dat hy gesê het, hy kan nie so sy Here gekruisig word, hy wil onderste bo gekruisig word, hy is dit nie werd. Andreas is in Patras, in Griekeland, gekruisig op 'n X-kruis, so 'n kruis, dis waar daai woord kom, die Andreas kruis, wat 'n mens skryf vandag ook nog. Vir 2 dae het hy aan die kruis gehang, en gepreek tot hy dood is. Jakobus, die broer van Johannes, dit lees ons in Handelinge 12, is deur Herodes Agrippa die eerste, die swaard laat doodmaak. Philippus in Turkye gekruisig. Nathanael is in Indië onthoof. So kan ons aangaan met al die disippels. Thomas moet 'n spies deurboor. Matteus is in Ethiopië gestenig. Jakobus, die seun van Alfeus, is in Jerusalem van die tempelmuur afgegooi en met stokke doodgeslaan. Simon is in Persië in stukke gesny. Thaddeus, dis die ander Judas wat daar was, is in Persië met 'n byl doodgemaak. Net Johannes is van ouderdom dood. Maar dit is nie net
in daai tyd wat mense gelei het nie. Miskien wat ek net 'n paar voorbeelde, en dis nie om 'n nare goeters te vir julle te wys nie, maar dat in die tyd waarin ons leef, daar ook mense is wat baie gelei het vir hulle geloof. Miskien is die van julle wat onthou van Richard Wurmbrand. Hy was 'n Lutherse predikant na die Tweede Wêreldoorlog. Hy het in Roemenië gebly, en toe die kommuniste die mag oorneem, het hulle, die regering wou toe die kerke ook beheer. Hy het geweier om sy geloof prys te gee, en hy het aanhou preek in die geheim, en toe as gevolg hiervan in 1948 word hy in hegtenis geneem deur die geheime polisie. Hy word tronk toegestuur vir 14 jaar lank, baie keer in lang tye van eensaamheid. Hy word geslaan, hy's gemartel, hy het intense lyding verduur. Maar selfs in die tronk het hy mense van Jesus se liefde vertel. Na sy vrylating vlug Richard na die weste met sy familie, en hy begin 'n organisasie met die naam The Voice of the Martyrs. 'n Organisasie wat vervolgde Christene ook bystaan. Hy skryf, die van julle wat wil gaan lees, in 'n boek van hom, Tortured for Christ, vertel hy van hierdie ongelooflike verhaal van lyding, maar ook oorwinning deur geloof. Iemand anders, wat dalk ook van julle weet, van Dietrich Bonhoeffer, hy was 'n predikant in Duitsland gewees. Tweede Wêreldoorlog het hy standpunt ingeneem teen Hitler, en uiteindelik is hy ook gevange geneem, en 'n dag voor die vrede is hy gehang. Weet jy wie van julle al gehoor het van die 21 koptiese martelaars? Hulle is in 2015, sommer onlangs deur ISIS onthoof, almal van hulle in Libië, omdat hulle geweier het om hulle geloof te verloon. Langer terug, 1956, Jim Elliot, hulle was deel van 'n sendinggroep van Amerika, het in Ecuador wou hulle gaan sendingwerk doen onder die Aucas-stam. Almal van hulle is vermoor. So vriende, dit is ook nie net daar nie. Dit is ook vandag in lande wat die evangelie vyhandig gesind is. Ons dink aan Noord-Korea, waar mense in konsentrasie, Christene in konsentrasiekampe gegooi word, net as hulle 'n Bybel besit. Afghanistan was vroeër 'n vry land. Vanaf die Taliban in 2021 oorgeneem het, is Christene gedwing om ondergronds kerk te hou. Pakistan, ons speel lekker teen hulle cricket, maar as hulle beskuldig Christene ook valslik van dinge, en dan kan dit tot die doodstraf ook lei. Noord-Nigerië het die islamitiese ekstremiste Boko Haram val hulle Christen aan, brandkerke af, vermoor gelowiges. In China word Christene een kant ook geskuif. Amptelike kerke is daar, maar dit word beheer deur die regering. Maar ook in westerse lande word mense soms een kant geskuif as hulle sê hulle wil Jesus dien en lief hê. 'n Christen wat in 'n moslim of 'n hindoe familie is en hulle kom tot bekering, word baie keer onterf, verstoot, soms ook doodgemaak. Die vraag wat ons dink ek moet vra vanoggend is, maar ons hierso op Stilbaai of op Jongensfontein, of waar jy ook al bly, ons lei nie so nie. Niemand van ons gryp hulle vir ons hierso in straat en sê, jy is mos 'n Christen, tronk toe met jou nie. Dit gebeur nie met ons op hierdie manier nie. Ons lei nie fisies nie. Maar kom ons kyk na moontlike maniere hoe ons ook lei. Die een swaar lyding, dink ek, wat ook oor ons pad kom omdat ons Jesus volg, kom van binne af. Dink oor dinge soos versoekings. Hoef nie baie ver te gaan daarvoor nie. Maar 'n versoekings van een of ander aard, 'n versoeking om oor baie geld te maak, 'n versoeking om populêr te wees by ander mense, 'n versoeking om belangrik te wees in ander mense se oë, of versoekings op seksuele gebied, of om besittings bymekaar te maak, of jou posisie by die werk of in die gemeenskap. As ons moet kies, wat is die regte ding om te doen? Gaan ek Jesus volg? Gaan ek kies wat reg is? Dit kan ook wees dat jy eenkant geskei word.
Omdat jy die Here volg, omdat jy sê nee, ek gaan nie dit doen nie, ek neem nie daaraan deel nie. As ons hou by die waardes, kan dit wees dat mense sê, maar dan nooi jy nie meer na ons braaivleis toe nie, of ons speel nie meer saam met jou golf nie, of ons stap nie meer die pad saam met jou, of jy is nie meer my vriend. Ander ding wat ook lyding in ons lewens ook veroorsaak, is twyfel. As sulke dinge gebeur, as 'n mens ongewild raak omdat jy Jesus bely, as jy die pad reguit stap en jy verloor vriende, kan 'n mens begin wonder, is dit nie moeite werd om die Here te volg? Kan begin twyfel. En die duiwel blaas die vuur van twyfel nog aan ook in ons lewens. En hy sê, ja, sien jy, hoe swaar kry jy, dis nie die moeite werd om die Here te volg nie. Dit vra baie dissipline, dit vra moed, dis ook 'n soort lyding wat ons kan beleef. Ander ene, waarmee baie van ons ook sukkel, is emosies. Gebeur soms dinge in ons land, veral nou, verhouding ook met ander mense by die werk, of by die skool, wat ons woedemeter sommer goed in die rooi gedruk word ook, né? En dan sê en doen ons as Christene partykeer goed wat ons nie moes gesê het nie, of wat ons nie wil doen, en dat ons na die tyd ook oor jammer is, en om dan die regte woorde te sê, of om kalm te bly, of om geduldig te wees, of om te vergewe, is 'n swaar lyding. Mens kan wonder, is dit die moeite werd om Jesus te volg? Is dit die moeite werd? Paulus gebruik die voorbeeld dat ek net maar gesê het van 'n atleet, en dan sê hy vir Timoteus, die jong Timoteus wat begin, en hy waarsku hom eintlik, hy sê, ek het die goeie stryd, hy wat Paulus is, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, gebruik die term van 'n atleet, ek het die geloof behou. Het ek gedink, kom ons vra sommer 'n paar atlete dan, of hulle dink is die moeite werd om aan atletiek deel te neem. Ek het 'n paar van hulle, nie noodwendig Christene nie, maar ek het gekyk na wat hulle sê oor al die oefening wat hulle moet doen. Die eerste ene, wat dalk baie van julle ken, is Michael Phelps. Hy is 'n swemmer van Amerika. Hy is die atleet wat seker nog die meeste Olimpiese medaljes gewen het. 28 medaljes het hy gewen. Baie opofferings gemaak. Hy het nie 'n normale lewe as 'n tiener gelei nie. Nie 'n normale sosiale lewe gehad nie. Baie ure in die swembad deurgebring. En in 'n onderhoud het hy gesê, daar was tye wat ek alles wou los, maar ek het besef dat ek iets groter as myself probeer bereik. Op die ou end was dit alles die moeite werd. Usain Bolt van Jamaica, vinnigste man in die wêreld. Altyd bekend gestaan dat hy 'n gemaklike persoonlikheid het, dat hy sommer dit vir hom eintlik maklik is. Maar agter die skerms was sy opofferings enorm groot geweest. Hy het gesê, ek het duisende ure geoefen vir net 'n paar sekondes se prestasie op die baan. Maar daardie oomblikke was die beste in my lewe geweest. Nog so enetjie is Eliud Kipchoge, die van julle van hom onthou, van Kenia, die marathonatleet, is die eerste atleet wat die marathon onder 2 uur kon voltooi het ook. Hy was 'n man wat 'n baie eenvoudige lewe gelei het met sy tyd van sy deelname. Hy het in 'n oefenkamp het hy gewoon omtrent, weg bietjie van sy gesin wat hy moes ontbeer, en hy het gesê, om suksesvol te wees, moet jy dissipline hê. Dit beteken jy moet dinge doen wat jy nie wil doen nie. Maar as jy jou doel bereik, besef jy, elke opoffering is die moeite werd. Laaste enetjie van ons eie land, Natalie de Tooy, sy het 'n beenmos verloor in 'n motorfietsongeluk. Maar sy het steeds aan die Olimpiese spele en die Paralimpiese spele deelgeneem. Sy het gesê, daar was tye wat ek gevoel het ek wil opgee, maar ek het altyd geweet waarvoor ek werk. Ek is seker, vriende, dat as die disippels, as ons hulle hier van agter kon gehaal het, en al 12 van hulle hierso kon laat staan, of hulle sê, kan julle vir ons wat baie lank na julle leef, kan julle vir ons sê of dit die moeite werd is, al hierdie lyding, dat ek dink hulle sonder twyfel
na mekaar sou gekyk het, geglimlag het en gesê het, dis die moeite werd. Die vraag wat ons dink ek vanoggend vir elkeen van onsself moet afvra, is ek bereid om, ek hoef nie die kruis te dra wat Christus gedra het nie, maar as ek bereid om dit wat ek bely, dat ek Jesus volg, om dit wat daarmee saamgaan, as ek bereid om dit ook te doen. Nie omdat dit my sal red nie, maar dit wat dit vra om Jesus ook te volg. Ons kry dalk nie swaar soos ander Christene nie. Partykeer voel dit vir my, dit is vir ons so maklik as Christene ook. Dit kan ook wees, omdat ons te pelly met die wêreld is, wat ons nie teenstand en lyding ervaar nie. Ons wil dit ook nie gaan soek nie. Maar sien ons kans as dit op ons pad kom. Mag die Here vir ons help, om wanneer daar swaar kry op jou en my pad kom, omdat ons Jesus volg, dat hy vir ons die krag sal gee, om te bly volhard, soos atlete. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, nie een van ons wat vanoggend hier sit of staan, hou daarvan om swaar te kry, omdat ons U volg nie. Maar ons besef dat ons in 'n wêreld woon, wat eintlik nie vir U plek het nie. As ons daarom vir U volg, dan weet ons dat daar moeilikheid op ons kan wag. Maar ons weet ook, Here, dat daar nie hoop en lewe is, as ons U nie volg en U voetspore loop. Ons wil U volg, maar Here, ons is bang. Hou U vir ons asseblief vas. Help ons om styf aan U vas te hou wanneer die pad moeilik raak. Dit bid ons met dankbaarheid, omdat U klaar U lewe vir ons elkeen wat hier sit aan die kruis gegee het. Amen. Ek kry geleentheid om die Here met die offergawes te dien, en daarna sluit ons af met bly volhard soos atleet. Kom ons staan en dan sluit ons af. Bly volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Als de skaar verlostes wat wag om die maan, dat ons al die wedstryd sal hou. Elke las moet ons afgooi,
die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop. Dis die pad na die ware geluk. Hou die hoop, Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Bly volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop behaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wag om die maan, dat ons saam al die wenstreep sal haal. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die wonderlike liefde van God ons Vader en die gemeenskap van ons Trooster, die Heilige Gees met julle wees. Amen. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Roar and roar. God of Jacob, great I am, King of angels, Son of man, voice of many waters, song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar.